'n storie met 'n lewensles. Hierdie kind het glad nie daarvan gehou om sy pa se huis te bly nie. Meestal omdat sy pa altyd aan hom gekarring het. Moenie die waaier in die vertrek aanlos as jy nog daar binne is nie. Moenie die TV aansit en uitloop en dan kyk niemand nie. Maak die deure saggies en behoorlik toe. Moenie soveel water mors nie, gebruik dit spaarsamig. Hy het regtig nie daarvan gehou hoe sy pa hom geplaat nie. Hy het dit maar net probeer aanvaar, totdat hy eendag 'n telefoon opkry vir 'n werksonderhoud. En so het hy by homself gedink, ek gaan vir hierdie onderhoud gaan, die werk kry, uit die dorp uitleef, en nooit weer my pa hoor karring oor allerhande goed nie. Toe hy op pad was, sê sy pa vir hom, onthou my kind, praat met selfvertroue. En as jy nie weet wat die antwoord is nie, antwoord asof jy weet en ook met selfvertroue. Toe gee hy vir hom meer geld as wat nodig is vir die onderhoud. Daar by die hoofkantoor aangekom, kom hy in die gebou in en sien, daar is geen sekuriteit by die hek nie. En aan weerskante van die paadjie op pad na die voordeur toe, het die tuinier seker die tuinslang aanvergeet en die water mors oralste op die paadjie en nie op die blomme nie. Hy buig toe af en skuif die tuinslang reg, maak hom kleiner toe, dat net die plante nat kom. By die ingang het die deur waawyd oopgestaan en die wind het gewaai en hierdie deur het heen en weer geklap. En hy het besluit om die deur saggies toe te maak, sodat hy niemand pla nie en dat die deur se glas nie dalk breek nie. Daar was niemand by ontvangs nie, net 'n notaatjie wat gesê het, die onderhoud is bo. Op pad met die trappe op het hy gesien dat die ligte aan was. En dis 10:00 in die oggend en dis regtig nie nodig vir die ligte nie. En hy besluit om die ligte af te sit op die trap, want hy het sy pa se woorde gehoor. Moenie 'n vertrek verlaat en die ligte aanlos nie. Hy was baie geïrriteerd, maar met sy pa se stem, maar het tog die skakelaar gesoek en dit afgesit. Bo gekom, by die ingang van die vertrek waar die onderhoude is, was daar 'n maatjie wat onderste bo was. Hy het sy pa weer eens hoor sê, want sien, ou gewoontes gaan nie maklik weg nie, en hy het die maatjie omgedraai, dat die welkom vir hom kyk. In die onderhoudskamer ingekom, het hy gesien baie mense sit daar en wag. En daar's orals waaiers aan, orals waar daar nie mense is ook nie. En hy het weer eens sy pa se stem gehoor. En hy het die waaiers afgesit. Kandidaat na kandidaat is ingeroep. En hulle moes seker by 'n ander deur uitgegaan het, want niemand het weer uitgekom nie. Uiteindelik was dit sy beurt. Hy was maar bietjie senuweeagtig, onthou dit was sy eerste onderhoud. Toe hy inkom, sit daar 'n formidabele man en hy gee sy papiere vir hom en die man kyk op en sê vir hom, wanneer kan jy begin? Die seun het gefrons. Want is hierdie nou 'n vraag om hom vas te vra of gee die man regtig vir hom die werk? Die man wat die onderhoud voer, het gesien hy huiwer so bietjie. Wonder jy hoekom vra ons jou nie vra nie? Want ons glo nie aan vra nie, ons kyk na 'n persoon se ware natuur. Jy is die enigste ene wat by die ingang gekom het, op die paadjie geloop het en gesien dat die water mors en dit reggemaak het. Jy is die enigste een wat die voordeur toegemaak het, dat hy nie beskadig nie. Jy is die enigste een wat die ligte op die trap afgesit het, sodat die elektrisiteit nie mors nie. Jy was die enigste een wat die maatjie omgedraai dat die welkom vir jou kyk. En jy die waaiers afgesit waar daar nie mense sit nie.
Dit is hoekom jy die persoon is wie ons wil hier. Op daai oomblik het die man geweet, my pa het vir my die regte goed geleer en nou maak dit sin. Al daai dissipline en teregwysing het hom gehelp vir wie hy vandag is. Al sy irritasie het verdwyn. Hy het geglimlag en was so dankbaar en vir homself gesê, ek gaan my pa saam met my bring en hy gaan by my bly. Sien, alles wat ons maas, ons paas ons leer, is ten goeie. Dit is wat ons help om 'n helder toekoms te kan hê. 'n Klip word nie 'n mooi standbeeld sonder pyn nie. 'n Mens se waardes en dissipline help alles om jou te maak wie jy is. 'n Ma lig haar kind op as sy hom troos en kos gee en liefhet. 'n Pa lig sy kind op sy skouers sodat hy die wêreld kan sien wat hy andersins nie kon nie. Ons sien maklik 'n ma se pyn, maar 'n pa se pyn is dikwels onsigbaar. Op 5 is jou pa jou onderwyser. Op 20 is hy jou skurk. Maar lewenslank is hy jou gids. Ma's word oud en gaan bly by hulle kinders. Maar vaders weet nie eers hoe om te vra nie. Moenie wag tot dit te laat is nie. Wys jou liefde. Gee om vir jou ouers. Druk hulle gereeld. Waardeer hulle. Sê dit vir hulle. Hulle is jou grootste geskenk. Ouers is die regte superhelde wat jy nooit moet vergeet nie.